Goeiedag almal, die Here het ons gevorm vir goeie werke. En ons lees daarvan in Filippense 1 vers 6. God het begin om 'n goeie werk in julle harte te doen, en hy sal dit vir julle bly doen tot op die dag wanneer Jesus Christus weer kom. Hy sal julle nooit in die steek laat nie, daarvan kan julle seker wees. Die koninkryk van die Here hier op aarde het mense nodig met spesiale kwaliteite, want om ons is daar totale duisternis op alle gebiede. Reg en geregtigheid bestaan nie meer nie. Ekonomiese woelinge is aan die orde van die dag. Kriminele aktiwiteite neem daagliks toe. Moord en doodslag is aan die orde van die dag. En dit alles word vir ons opgesom in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. En dan Openbaring 12 vers 12, die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Maar dit is juis in hierdie tye wat die Here ons nodig het om lig in die duisternis te wees. Hy wil hê dat ons daardie kwaliteite waarmee hy ons toegerus het sal herontdek, om dit te ontwikkel en dat ons dit sal gebruik. Deur ons wil die Here aan die ganse mensdom wys, hy is in beheer. Maar kom ons kyk na 'n paar van hierdie kwaliteite waarmee hy ons geskaap het, wat ons bruikbaar sal maak in sy hand. Eerstens, die Here soek mense wat getrou is. Matteus 25 vers 21, uitstekend, jy is werklik 'n goeie getroue werker op wie 'n mens kan staatmaak. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Kom, wees saam met my bly, want jy is 'n ware vriend. Nou hierdie woordjie getroue of getrou is Grieks pistos, wat dui op iemand wat getrou, betroubaar, lojaal en standvastig is in alles. Die gedeelte van hierdie vers, mooi so goeie en getroue diensknegt, kan dus soos volg vertaal word. Mooi so, goeie, toegewyde, betroubare, standvastige en loyale diensknegt. Wanneer die Here se oë die hele aarde deurloop om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is, dan soek hy eerstens mense wat getrou is in alle opsigte, mense wat hy kan vertrou. Toe die Titanic daar in 1912 gesink het, word daar gesê dat die orkes die volgende lied gespeel het terwyl chaos op die boot geheers het. Nader my God by u. En het hierdie lied getrou bly speel en uiteindelik saam met die boot onder die ijskoue water verdwyn. Openbaring 2 vers 10 en 11 sê vir ons, my kind, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees sê. Lukas 16 vers 10. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. Die Here wil jou gebruik. Ontwikkel daardie karaktereienskap van getrouheid in jou lewe, getrou in alles wat jy doen. En die Here sal ook vir jou sê, jy het goed gedoen, my kind.